Moses was 'n veewagter toe God aan hom verskyn op die berg Horeb. 'n stem met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou storie, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, God van Jakob. Ek sê God, ek is wat ek is. Die Here van jou vaders tot na geslag. Ek is wat ek is steeds. Het jy al gelees van God in die Ou Testament en die Nuwe Verbond? Of God met jou praat of met Moses? Nee, die name verskil. Al voel jy nie werd om met God te praat, al is het zwaar met jy net vertrou. Moses sukkel om te praat, God stuur aan Aaron, hoeveel te meer vir jou. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, God van Jakob. Ek sê God, ek is wat ek is. Die Here van jou vaders tot na geslag. Ek is wat ek is steeds. Goeiemôre, dit is weer eens 'n groot voorreg om saam met u so 'n bietjie net te kuier uit die woord van die Here. Ek staan op in die gedagte van hoe groot is God? Hoe groot is jou God? Is hy waardig jou lof, jou aanbidding? Is hy waardig genoeg vanmôre om gedien te word? Nou ek wil graag saam met u lees uit die woord van die Here uit Eksodus 3 vers 9 tot en met vers 14. Vers 9 sê: en nou kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Die Here is besig om met Moses te praat, en maak hy hierdie verklaring. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek: wie is ek? En ek wil die aandag vestig in die besonder op hierdie woorde, wie is ek? Sê Moses, dat ek na Farao sou gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord, dis nou die Here wat op hierdie vraag van Moses reageer. En hy antwoord, ek sal met jou wees,
En dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur en hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ek wil graag hê u moet ook hierdie in gedagte hou. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. Nou ek wil dan graag met u gesels rondom hierdie gedagte. Ek teenoor die groot ek is. Hoe groot is jou God vanmôre? Nou daagliks word ons gekonfronteer met besluitneming. Die keuses wat ons maak, beïnvloed nie slegs die kwaliteit van ons lewe nie, maar ook die rigting van ons lewens. Moses sou voor so 'n keuse te staan kom, sou hy nader staan aan die doringbos wat brand, wat spreek van God se almag en luister na wat die Here vir hom sê, of sal hy maar voortgaan met sy daaglikse roetine en die skape oppas? Die oomblik is heilig. Die grond waarop hy staan is heilig. Die tydstip is heilig. God is teenwoordig en sy stem word hoorbaar. Ag weet jy, dit is my gebed vanmôre, dat hierdie oomblik ook heilig sal wees vir jou. Dat jy ook God se stem sal hoor, dat jy 'n aanraking van sy gees sal ervaar. Dan kom die Here en hy identifiseer homself. Hy sê, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Ja, die Here is bewus van die feit dat ons as mens van mekaar verskil. Ons het verskillende persoonlikhede, verskillende belangstelling. Maar tog wil hy betrokke wees by ons almal. Hy is nie net die God van Abraham nie, maar ook van Isak en van Jakob. Hy was nie hulle God nie. Die woord sê, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Matteus 22 vers 32, ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. U sien, wanneer die woord van die Here sê, dat God is ook die God van Abraham, Isak en Jakob, dan spreek dit van die feit dat daar lewe na die dood is. Jesus praat met die vrou by die put. Hy sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ja, die een wat met Moses uit die doringbos praat, is onsterflik. In hom vind ons die lewe. Nou gee die onsterflike, die een wat is, wat altyd was, gee aan Moses 'n opdrag. En Moses se reaksie daarop is, wie is ek? Jy sien, hier in die teenwoordigheid van die Here, is daar nie plek vir 'n grootheidswaan nie. Wanneer ek in God se heiligheid en sy teenwoordigheid inbeweeg, dan besef ek my eie tekortkominge. Dan besef ek my afhanklikheid. Sy afhanklikheid word hoorbaar deur dit wat hy sê.
sy vrese en sy onbekwaamheid. Hoe sal Farao ooit na hom luister? Ek wil weer sê, hier is nie die plek waar ek op my bors slaan en van die Here vertel hoe goed ek is nie. Inteendeel, dit is hier waar ek erken dat ek die Here nodig het. Vriend, jy en ek het God nodig om ons voetstappe te rig, om vir ons vrede te gee, om ons kalmte te gee. Hoe sal Farao ooit na my luister as ek onbekwaam is? Moses sê eintlik dat hy nie goed genoeg is om na Farao te gaan nie. Daarby is die volk hardkoppig. Hulle is ongewapen, hulle is ongedissiplineerd. Vir hom voel dit na 'n onmoontlike taak. Sien, dit is waar ek en jy onsself bevind. Baie keer dan gee die Here vir ons 'n opdrag. En dan sê ons, Here, hoe kan ek dit doen? Here, ek voel soos iemand wat minderwaardig is. Ek ly dalk aan verwerping. Hoe kan ek dit ooit doen? Dit is wie ek is. En dan, Here, as hulle my sou vra, wie het my gestuur? Wat moet ek hulle antwoord? Dan antwoord God hom. Sê vir hulle, ek is, het my na julle gestuur. Wat lê in hierdie naam opgesluit? Wat is die betekenis daarvan? Jy sien, aan name word daar 'n betekenis gekoppel. So byvoorbeeld beteken die naam Dawid die geliefde, liefling of vriend. Daniël beteken God is my regter of geregtigheid. Johannes, God is genadig. Wat lê opgesluit in die naam van ek is? Eintlik sê die Here hier vir Moses, ek is onbeskryflik. Jy kan my nie definieer nie. Dit is hoekom die brandende bos nie gedisintegreer het in die vlamme en die rook nie. Moses, jy kan my nie verklaar nie. Ek is die onsterflike, die onveranderlike. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here. Wat is, wat was en wat kom? Die Almagtige. Openbaring 1 vers 8. Ek is die selfbestaande, selfgenoegsame, voldoende, algenoegsame, selfonderhoudende God. Moses, jy kan my eintlik nie definieer nie. Ek is almagtig, ek is groot. Ek is die skepper van die heelal. As mense sê wat ek is net uit genade, sê God, ek is genade. En veel meer as dit. Ek is ewig, ek is onveranderlik. Ek is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Ek is getrou aan my beloftes, onveranderlik in my woord. Moses, ek is nie 'n mens dat ek sou lieg nie. Moses, ek is met jou. Moses, dit is nie wie jy is wat die verskil maak nie, maar wie ek is. Moses gaan sê vir hulle, ek is, het my na julle gestuur. Jy sien, kind van die Here, dit is nie wie ek is nie, maar wie God is, wat ons deurdra in hierdie lewe. Die een wat wil betrokke wees in jou en in my lewe. In 'n sekere sin, laat God dit aan ons oor om die spasie in te vul, oor wat hy vir ons is. Ek is wat jy van my maak. As jy nie glo nie, as jy min van my dink,
As jy nie in 'n verhouding met my staan of wil staan nie, onthou dan dat ek is regverdig. Ek is heilig. Ek sal die skuldige nie ongestraf laat bly nie. As jy jou rug op my gekeer het, maar in berou na my terugkeer, onthou dan dat ek vergewend is, liefdevol en genadig is. As jy my kind is en jy voel arm, swak en onwaardig, en jy kom na my onvoorwaardelik en jy is bereid om jou sorge aan my oor te laat, onthou dan dat ek 'n liefdevolle vader is, wat vir my kinders omgee. Ek sal voorsien, ek sal beskerm, ek sal onderneem. Moses, ek is met jou, ek wil betrokke wees, ek het gehoor en ek het gesien, ek is bewus van jou as mens. Ja, ek is bewus van jou omstandighede, ek is bewus van jou hartseer, van jou vreugdes, maar ook van jou bekommernis. Moses, ek is die onbeskryflike, die algenoegsame God, wat met jou op jou lewenspad wil beweeg. Onthou, ek is die Here, die God van Abraham, Isak en Jakob. Moses, ek is wat jy nodig het. Ek is die ewige, onveranderlike en algenoegsame God, wat jou sal dra. Vriend, ek en jy word daagliks gekonfronteer met besluitneming. Ons beleef storms. Ons word voor keuses gestel dat ons baie keer sê, ek weet nie watter rigting nie. Ons word gekonfronteer met bekommernis. Die pad vorentoe lyk vir ons baie keer so donker. Maar vanmôre wil ek jou bemoedig en vir jou sê, die groot ek is, wil met jou beweeg. Hy sê vanmôre vir jou en vir my, en ek bevestig hierdie gedeelte in ons harte vanmôre. My kind, my seun, my dogter, ek is wat jy nodig het. Sal jy vir hom ruimte gee in jou lewe? Sal jy vanmôre sê, Here, U is my geneesheer. U is my vrede, U is my blydskap. Ek wil my toevlug na U neem. Ek wil bely met my lippe dat die groot ek is met my is. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U nooit van my vergeet nie, dat U in my belangstel. Moses, wanneer jy by Farao kom, wanneer jy by hierdie probleem kom wat voor jou is, onthou, ek is met jou en ek sal jou deurdra. Mag jy in hierdie week wat voorlê, die genade en die guns van die groot ek is ervaar. Kom ons bid saam. Aan U die lof, die eer en die aanbidding van ons harte. Dankie, Here, dat U aan ons lewe waarde kom toevoeg. Dat ons vanmôre nie bekommerd hoef te wees nie. Dat ons nie met vrese hoef rond te loop nie. Dat ons vanmôre die sorge en die laste van hierdie lewe van ons skouers kan afskud en kan verklaar, groter is Hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Dankie dat U met ons is al die dae van ons lewe. Ons wil vanmôre verklaar, ons glo U, ons vertrou U, ons oë is gefestig op U. U is die een wat ons nodig het. Dankie, Here, dat U ons nog nooit gefaal het nie. Dat U elke tree met ons stap. U sê vir ons in U woord, al sou ons deur die vuur gaan, al sou ons deur water gaan, U is met ons. Dit gee vir ons hoop. Dit gee vir ons vrede.
dit bied aan ons die oplossing. Daarom wil ons U naam verheerlik, U naam groot maak, tot na alle ewigheid. Amen. Jy moet mooi loop. Vrede vir jou. Mag die guns van die Here in hierdie week oorvloedig op jou lewe is.